Goed, ons kyk vandag bietjie na die memo van ons eerste groot toets wat ons hierdie jaar geskryf het. Daar sal timestamps in die video wees, so voel welkom om spesifieke vrae te gaan kyk en te gaan soek as jy wil. Vraag 1. Watter stelling is vals? Ek lees gou vir ons die deur en dan kyk ons hoe ons dit gaan antwoord. Ons moet sê wat een is vals. So die reële getalle kan verdeel word in rasionale en irrasionale getalle. Alle natuurlike getalle is telgetalle. Alle heelgetalle is rasionale getalle of alle breuke is rasionale getalle. So ons sien ons het hier te maak met die reële getallestelsel. So kom ons kyk sommer gou, wat is die reële getallestelsel? So eers begin ons hier by die binneste blokkie, dit het die simbool n. Dit staan vir die natuurlike getalle. En dit is al jou natuurlike getalle, 1, 2, 3, 5, etc. Nee? Alle positiewe heelgetalle van 1 af. Nou, buite dit, so alle natuurlike getalle is ook telgetalle. Nou die telgetalle sluit in al die natuurlike getalle plus die getal 0. Dis hoekom ons 'n n met 'n klein o het vir die simbool daar. So die telgetalle is dan 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, etc. Dan kry ons die z-simbool. Dit is die heelgetalle. So heelgetalle kan ons sien sluit in al hierdie binnekant om, al die natuurlike getalle, al die telgetalle, en dan die negatiewe weergawe daarvan, negatief 1, negatief 2, negatief 17, so dis al die positiewe en negatiewe heelgetalle, telgetalle, natuurlike getalle. Goed, dan nou buite die z, die heelgetalle, daar kry ons dan weer al die rasionale getalle. So ons sien die rasionale getalle sluit weer al hierdie binnekante. Al die heelgetalle is deel van die rasionale getalle. So rasionale getalle, dit is enigiets wat ons kan skryf as 'n breek, solank die breek 'n heelgetal op 'n heelgetal is. Dit is baie belangrik. Okay, so dit kan wees 2 op 3, negatief 7 op 2. Ons kan dit ook skryf as 'n desimaal, soos 0.3333 vir ewig. Nee, as daar repeterende desimaal is, dan beteken dit ons kan dit ook skryf as 'n breek. So byvoorbeeld, hierdie 0.333 kan ons ook skryf as 1 op 3. So ons kan dit skryf as 'n breek, omdat daar repeterende desimaal is. En dit hoef nie net een desimaal te wees wat repeteer nie, dit kan ook iets wees soos 3.257, 257, 257 vir ewig. Dan kan ons dit ook gaan skryf as 'n breek. So dis ons rasionale getalle. En dan het ons irrasionale getalle. So ons sien die irrasionale getalle is nie deel van die rasionale getalle nie. Hulle is heel op hulle eie. Hier is niks hier binnekant wat ingesluit word van die heelgetalle, natuurlike getalle, telgetalle. Daai goed is nie deel van die irrasionaal. Irrasionale getalle het ons 'n paar superstars, famous ouens soos pi, e, die golden ratio wat ons phi gebruik voor. Ons het ook enige wortels, soos wortel 2, wat nie 'n heelgetal antwoord het nie. Hulle sal almal irrasionaal wees. Okay, so wortel 2, die derde magswortel van 9, dan het ons ook ander goed, wat ons eers later gaan doen, soos logaritmes, so log 2, weer eens hierdie, as dit ook nie 'n heelgetal antwoord het nie, dan is dit irrasionaal, of sin konstant, wat ons later hierdie jaar gaan doen, sin 43, dit gaan 'n irrasionale getal wees. Of as ons pi gaan uitskryf as 'n desimale vorm, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6. Ons sien dit gaan aan vir ewig, net soos hierso, behalwe die verskil is, hierdie ene hier aan die regterkant in die irrasionale getalle, daar is nie 'n patroon nie, dis nie 'n herhaling nie, nie 'n repeterende desimaal nie. So dis lukraak, random nommers wat vir ewig aangaan. Daar's nie 'n patroon nie. So dit is dan ook irrasionaal. En nou die rasionaal en irrasionaal, alles saam maak vir ons die reële getalle. So hierdie is dan ons hele reële getalle stelsel. Daar's twee nie reële tipe of buite die reële stelsel wat ons ook moet ken. Ons moet weet dat enige ewe getal, ewe wortel, nee, kom ek teken dit 'n bietjie groter. So as ons 'n wortel het, en dis 'n ewe getal, soos 'n vierkantswortel of 'n vierde magswortel, nee, soos 'n 2 of 'n 4 of 'n 6
of 'n 8, enige ewe wortel, né? Ewe wortel van 'n negatiewe getal. Dit is nie 'n reële getal nie, al het dit 'n spesifieke antwoord. Dit is 'n nie reëel. Dis 'n nie reële nommer. Ek kan gou 'n voorbeeld gee as ons doen die vierkantswortel van -4. Dit het actually 'n antwoord. Die antwoord vir dit is 2i, maar dit is buite die reële getalstelsel. Ons sien hier waar ons die reële getalle het, buite dit, reële getalle vorm net deel van 'n groter stel nommers wat ons nie oor hoef om te gee vir nou nie. Maar dit is belangrik om te weet, die negatiewe getal onder 'n ewe wortel is nie reëel. Ander een wat ons ook moet ken, is wanneer dit ongedefinieerd is. En dit is iets soos enigiets wat ons deel met 0. Nee? As jy iets gedeel deur 0 op jou sakrekenaar intik, gaan jy sien dit gee vir jou 'n math error. So hierdie is ongedefinieerd. So dis bietjie anders as die nie reëel. Definieerd. Ek skryf hom net gedaan hier. So albei van hierdie gee vir jou 'n math error op jou sakrekenaar, maar hierdie ene het nie 'n antwoord wat definitief is nie, wat iets spesifiek vir ons sê nie. Waar hierdie boonstene, daar gaan wel 'n spesifieke antwoord wees, dis net nie 'n reële getal nie. So daar is 'n bietjie van 'n verskil. Al gee albei vir jou 'n math error op jou sakrekenaar. Okay, so ons het vinnig oorgegaan deur die reële getalstelsel, maar kom ons kom terug by die vraag. Die vraag sê wat een van hierdie stellings is vals hierbo, en ons het so vinnig gekyk na hierdie nommer D. Kom ons begin eers by A. So die reële getalle kan verdeel word in rasionaal en irrasionaal. Ons sien hier in ons prentjie ja, rasionaal, irrasionaal. Daai saam maak die reële getalle. So ja, dit is perfek. Daai een is reg. Dan sien ons ook alle natuurlike getalle is telgetalle. Yes, natuurlike getalle, hulle is binne in die telgetalle, né? Daar is die telgetalle, natuurlike getalle. So alle natuurlike getalle is deel van die telgetalle. So hy is ook reg. Alle heelgetalle is rasionaal. So hier het ons die heelgetalle, daar het ons die rasionaal. Yes, so hierdie heelgetalle is binnekant die rasionale getalle. So hulle is deel daarvan. So dit werk ook. So sommer al klaar, met die process of elimination gaan ons klaar weer die antwoord is D. Maar ons het net nou dan iets genoem van breuke, né? Ons het gesê as jy iets as 'n breuk kan skryf, dan is dit tog rasionaal. So dit klink of dit moet waar wees, maar wat ons ook gesê het is, as ons iets as 'n breuk kan skryf, dan is dit rasionaal solank al twee die dele van die breuk, die noemer en die teller, solank hulle al twee heelgetalle is. So as ons dit kan skryf as 'n breuk A op B, solank A en B al twee elemente is van die heelgetalle, dan is dit rasionaal. Okay, so as ons iets het soos pi op 2 of pi op 2, dit is irrasionaal. Dit is irrasionaal, né? Dit is nie 'n rasionale getal nie, want pi is nie 'n heelgetal nie. Solank dit 'n heelgetal op 'n heelgetal is, maak nie saak of dit positief of negatief is nie, dan het ons rasionaal. Okay, so verantwoord hier D. Dit is vals. Nie alle breuke is rasionale getalle nie, maar alle breuke wat 'n heelgetal op 'n heelgetal is, soos ons hier gesien het hieronder, dit is rasionaal. Goed, vraag 1.2. Sê hulle vir ons die uitdrukking, ek gaan dit sommer neerskryf gou, a minus b kwadraat plus a minus b alles kwadraat, kan uitgebrei word en vereenvoudig word tot. Okay, so kom ons brei dit uit en kyk wat gebeur. So ons het hier 'n hakie kwadraat. So wat beteken kwadraat? Kwadraat beteken maal met homself. So dit beteken ons het a minus b maal a minus b. Plus, en dan het ons weer dieselfde ding, a minus b maal a minus b. Nou ons hoef dit nie so te gaan uitskryf nie, maar ek dink dit is dalk 'n goeie gewoonte vir die van ons wat dalk partykeer vergeet dat ons nie net dit kan doen nie. Kom ek wys gou, as ons sê nou maar a plus b kwadraat gehad het. Ons val baie keer in die lokval van om te sê, ons kan net sê kwadraat kwadraat en dan sê a kwadraat plus b kwadraat. Dit is vals. Ons mag nie dit doen nie. Dit is nie waar nie. Okay? So dis hoekom ek daarvan hou, om ten minste van die begin, tot mens gewoond raak jy, die goed uit te skryf as twee hakies.
En nou moet ons gaan maal. So A maal A kwadraat. A maal negatief B, negatief AB. Negatief B maal A, weer negatief AB. Jy kan ook skryf BA, AB, selfde ding. Ek skryf dit maar net alfabeties, sodat ek maklik kan sien op die ou ende watter goed is dieselfde. Negatief B maal negatief B is positief B kwadraat. Goed, plus A maal A is weer A kwadraat. En ons kan sien, het gaan dieselfde wees as hierdie stuk wat ons net gehad het. Maar kom ons doen hom maar stap vir stap. Dan A maal negatief B, negatief AB. Negatief B maal A, negatief AB. En negatief B maal negatief B is positief B kwadraat. Nou kan ons kyk, wat kan ons bymekaar tel? So A kwadraat plus A kwadraat, dis 2A kwadraat. Negatief AB minus AB, minus AB, minus AB. So dit is minus 4AB's wat ons daar het in totaal. Dan het ons B kwadraat en nog 'n B kwadraat. So daai gee vir ons dan 2B kwadrate. Okay, so hy is uitgebrei. Kom ons kyk wat se opsie is dit. Dit is opsie nommer C. Daar's hy. Dit was 1.2. 1.3. Nou vra hulle vir ons watter uitdrukking is verkeerd gefaktoriseer. Okay, ek dink kom ons faktoriseer sommer elkeen en kyk ons. So vir die eerste een AB plus AC. Hier sien ons daar's 'n A wat ons kan uithaal as 'n gemeene faktor, 'n GGF. So A kan ons uithaal, wat bly oor as ons die A wegdeel by die eerste term, net 'n B. En as ons hier 'n A wegdeel by die tweede term, dan bly daar oor 'n positief C. Okay, nommer B. Daarso kan ons dan sê A kwadraat plus B kwadraat. Is hier GGF? Nee. Is dit miskien 'n verskil tussen twee vierkante? Nee, want dis 'n plus, né? Plus is nie 'n verskil nie. So dis nie 'n verskil tussen twee vierkante nie. Kwadratiese 3 term? Nee, daar's nie 3 terme nie. Kan ons groepering doen? Nee, ons kan hierdie twee probeer saamgroepeer, maar daar's nie 'n GGF daar nie, so daar's niks. Is dit 'n verskil van derde magsgetalle? Nee, dis nie 'n verskil nie. Dis 'n plus. Som van derde mags? Wel, dis 'n som, maar dis kwadrate, nie derde mags nie, so ook nie dit nie. Goed, so dit is geen van die faktoriseringsmetodes wat ons geleer het nie. So hy kan nie faktoriseer nie. So hy bly net A kwadraat plus B kwadraat. Oepsie. Gaan weer my pen kry. Okay, A kwadraat plus B kwadraat. So hy kan nie faktoriseer nie. C, daar het ons A, B minus C. So hier kan ons ook, hy is klaar gefaktoriseer, maar kom ons kyk hoe lyk die ander kant. Daar's dan negatief A. So kom ons kyk gou as ons 'n negatief uithaal het gebeur. So as die teken hier vooraan verander, dan beteken dit ons moet ook die tekens binne in die hakie verander. Jy onthou dit van die groepering faktorisering af, waar ons partykeer twee van dieselfde hakies wil kry. So as nou die teken hier buite verander, dan moet ons ook die tekens binne verander. So die B raak negatief en die C raak positief. Okay, nommer D. Daar het ons A tot die mag 3 minus B tot die mag 3. En hier sien ons nou dis 'n verskil van derde magsgetalle. Okay, so daarin kry ons die twee hakies. Eerste hakie is dan net die derde magswortel van ons oorspronklike terme of uitdrukking. So die derde magswortel van A tot die mag 3 is A, die minus bly 'n minus, derde magswortel van B tot die mag 3 is B. Okay, nou om die tweede hakie te kry, kan ons net hierdie eerste hakie gebruik. Eerste term in die tweede hakie is hierdie eerste term kwadraat. So A kwadraat is net A kwadraat. Dan die tweede term is wanneer ons hierdie twee met mekaar maal. So A maal negatief B is negatief AB, maar dan moet ons die teken verander. En ons gaan nie nou sê hoekom nie, maar dit is, julle kan dit net so leer sommer. Dit is altyd die teenoorgestelde teken. En dan vir die laaste term is dit nou net weer die tweede term in die eerste hakie kwadraat. So negatief B maal negatief B is positief B kwadraat. Okay, so watter van hierdie het nie gewerk nie? Nommer B, né? Nommer B kan ons nie faktoriseer nie. En hierso het hulle hom gedoen soos asof dit 'n verskil was tussen twee kwadrate.
So B is die een wat verkeerd gefaktoriseer is. Goed, 1.4. So die kleinste gemeene veelvoud van x plus 2 en x. So as ons nou twee goed het, ons het 'n x plus 2 en ons het 'n x. Nou moet ons kyk wat is die kleinste gemeene veelvoud. So om dit te doen, moet ons eers die goed so faktoriseer so ver as hulle kan. En x plus 2 is klaar gefaktoriseer, daar kan niks verder uitgehaal word nie. X is natuurlik ook al klaar gefaktoriseer. So al wat ons dan doen, dan maal ons die goed in mekaar. So x maal met x plus 2, dit gee dan vir ons x kwadraat plus 2x. Okay, so x kwadraat plus 2x, nommer D. As hierdie opsie was net so, kon dit ook gewerk het. Nee? As ons die som doen, sal ons dit nie uitmaal nie, dan sal ons dit in hierdie vorm hou, om die breek te vereenvoudig. Maar, as hy uitgemaal is, dis nog steeds fyn. So hierdie is dan ons antwoord. Laaste een van die veelvoudige keusevrae. So hier gee hulle op ons uitdrukking, negatief a, x tot die mag negatief 1. En hulle sê ons kan dit vereenvoudig tot een van daai opsies. Okay, so wat ons hier sien is ons het 'n negatiewe eksponent. Wat sê ons wette van eksponente vir ons oor negatiewe eksponente? Dit sê vir ons, of kom ek skryf sommer hier op die kant neer. As ons iets, kom ek gebruik iets anders wat ons nie het nie a vir x nie, kom ons sê ons het 'n k tot die mag negatief m. Dan kan ons dit gaan oorskryf as k tot die mag m aan die onderkant van die lyn. So ons vat hierdie hele ding, ek trek dit weer oor, ons vat hierdie hele ding, en ons skuif hom na die onderkant van die lyn toe. Want op die oomblik, is k tot die mag m ons eintlik net op 1. Maar ons moet nou hierdie vat, na die onderkant van die lyn toe. Wat ook al bo was, bly bo oor. So daar is niks bo nie, dan skryf ons net 'n 1. Want hierdie is eintlik ons dieselfde as om te sê maal 1 daarbo. So ons vat hom na die onderkant van die lyn toe. So in ons geval hier, wil ons hierdie stuk na die onderkant van die lyn toe vat. So die negatief a kan daar bly, en dan skuif ons net hierdie na die onderkant van die lyn toe. En as ons onder toe skuif, of na die ander kant toe, dan verander net die teken van die eksponent. So in plaas van negatief is dit dan nou positief. So hierso is dan ons antwoord. Okay, wat sê is dit? Dit is nommer A. Okay, goed, so dit was dan die meervoudige keusevraag. Okay, vraag 2. Sy bewys met berekeninge dat 3.141 repeterend 'n rasionale getal is. Okay, so ons het gesê, om 'n rasionale getal te wees, moet iets kan geskryf word as 'n breek. Ons sien, moet iets geskryf kan word as 'n breek. So, as ons dit kan skryf as 'n breek, solank A en B, die noemer en die teller, heel getalle is, dan is dit 'n rasionale getal. Okay, nou kom ons kyk hoe ons dit kan doen. So kom ons sê, ons noem daai getal x. Ons weet nie wat dit is nie in 'n sekere manier. So ons gaan sê 3.141 repeterend. So dit beteken natuurlik 3.141 vir ewig. Okay? Dit is ons x. Dan gaan ons sê, wel, as ons nog 'n getal kan kry wat dieselfde desimale of repeterende desimale het, dan kan ons hulle minus. Right? Byvoorbeeld, as ons 7.6 het, en ons minus 3.6, so as die desimale dieselfde is, en ons minus hulle dan kry ons 4.0, dan gaan die desimale uitkanselleer. So dis wat ons nou basies hier soek. Ons soek nog 'n getal wat dieselfde repeterende desimale as hierdie het. So as ons die komma hier kan kry, dan het ons nog so 'n getal. So as ons maal met 1000 byvoorbeeld. So kom ons maal die linkerkant met 1000, dus 1000 x'e is gelyk aan, en dan het ons 31.141 vir ewig. So nou sien ons, die desimale van die boonste getal en die onderste getal is presies dieselfde. So nou, as ons hulle minus, dan gaan ons desimale uitkanselleer. En dis wat ons wil hê. So, ons gaan sê die onderste ene
hierdie 1000x minus x daarbo. Ek gaan dit sommer so langs mekaar skryf. So 1000x minus x, linkerkant minus linkerkant, is gelyk aan die regterkant 3141.141 repeterend, ek gaan sommer net die kolletjies gebruik hierdie keer, minus, en dan die boonsteen, 3.141 repeterend. Ok, so ons sê onderste vergelyking minus die boonste vergelyking. Nou, 1000x minus x is 999 x'e, en hierdie kant 3141 minus 3 is 3138. En nou, laaste stap, nou kan ons net deel met 999 aan albei kante. So kry ons x is gelyk aan 3138 op 999. Maar dan is ons nog nie klaar nie, want ons moet nog vereenvoudig. So, ons skryf sommer hier dan aan. Hierdie kan nog albei deel met mekaar, as jy dit op die sakrekenaar intik, dan gaan jy kry 1046 op 333. Alright, so daai is dan vraag 2. Vraag 3. Skryf die versamelingkeerder notasie van die volgende getallelyn. Nou die versamelingkeerder notasie, dis daai een met hierdie hakies, as ons dit as 'n stel of 'n set neerskryf. Goed, nou ons weet, ons gaan moet sê, dit is een of ander onbekende, en hier staan nou nie 'n naam vir die onbekende nie, so kom ons gebruik sommer x. Kom ons sê hierdie is x'e, dan gaan ons sê dit is x, sodat x moet groter as minus 1 wees. So x moet groter as minus 1 wees, maar dit moet kleiner of gelyk aan, daai kolletjie is ingekleer, né? Kleiner of gelyk aan 3 wees. So tussen minus 1 en 3, maar die minus 1 is nie ingesluit nie, en die 3 is ingesluit. En ons sien dis 'n lyn, so dis nie net heelgetalle of net natuurlike getalle nie, dis nie kolletjies nie, dis 'n hele lyn, so dit beteken dan, ons onbekende is alle reële getalle, tussen minus 1 en 3. Ok, en dit is hy. Goed, vraag 4a, brei uit en vereenvoudig die volgende. Ok, so hier het ons sommer net weer die vraag neerskryf ook, negatief 2a, a kwadraat minus 3a plus 9, en nou moet ons inmaal. So negatief 2a maal a kwadraat, dit geef ons negatief 2a tot die mag 3, want nou plus is die eksponente, né? Daai 1 plus 2 is dan 3. En die volgende het ons negatief 2a maal negatief 3a. Negatief 2 maal negatief 3 is positief 6, a en dan het ons 1 plus 1 is 2. En laastens negatief 2a maal 9, so negatief 2 maal 9 is negatief 18, en daar is net daai 1a. En dis dit. Nou moet ons kyk, kan ons enigiets nog by mekaar plus of minus? Nee, want ons het nie enige onbekendes met dieselfde eksponente meer nie. So hierdie is ons finale antwoord. Goed, nommer 4b. Nou moet ons hierdie uitbrei en vereenvoudig. Gaan weer net die vraag neerskryf, om mee te begin. 2p kwadraat plus 4q. En in die ander hakie het ons 3p tot die mag 3 minus 5q kwadraat. En ons weer maal. So ons begin met die eerste term in die eerste hakie en ons maal hom met die eerste term in die tweede hakie. So 2 maal 3 is 6 en dan p kwadraat maal p tot die mag 3 is p tot die mag 5. Dan het ons 2p kwadraat maal negatief 5q kwadraat. So 2 maal negatief 5 is negatief 10 en dan p kwadraat q kwadraat. Volgende het ons 4q maal 3p kwadraat. So dit is 4 maal 3 is 12. En dan het ons q maal p tot die mag 3. So dit is p tot die mag 3 q. Dus ons skryf gewoonlik maar die normale manier is om alfabeties die onbekendes neer te skryf. Maar dit is nie 'n moet nie. Jy mag hom anders omskryf. Jy kan skryf 12q p tot die mag 3. Dan laastens 4q maal negatief 5q tot die mag 3. 4 maal negatief 5 is negatief 20. En dan het ons q tot die mag 3. Want dit is dan nou 1 plus 'n 2 is 3. Nou kyk ons geweet, is al enige gelyksoortige terme wat ons kan plus. Ons die p tot die mag 5, dis enigste een. Niks van hierdie is dieselfde letters of onbekendes met dieselfde eksponente nie. So daai is dan ons finale antwoord.
Goed, nommer 4C. Dan gaan ons hierdie ook moet uitbrei. So ons het 2x plus 5 kwadraat minus, en dan het ons 5x minus 3 kwadraat. So weer eens, kwadraat beteken maal met homself. So ons gaan nou sê 2x plus 5 is, of kwadraat is 2x plus 5 maal 2x plus 5. Nou jy hoef nie die hakie 2 keer uit te skryf nie. Jy kan ook net direk die ding kwadreer, maar ek sal sê hierdie is veiliger, want party van ons vergeet hoe om te kwadreer. Partykeer dan, ek gaan nou vir ons wys wat ek bedoel. Partykeer as ons sien a plus b kwadraat, dan sê ons, ons kan net sê a kwadraat plus b kwadraat. Maar dit is vals, ons kan nie dit sê nie, dit is nie waar nie. Ok, so dis hoekom ek dink aan die begin is dit goed om die hakie dalk 2 keer uit te skryf, tot jy gewoond is aan hoe om dit te kwadreer direk met die korter metode. Goed, kom ons maal. 2x maal 2x, 4x kwadraat. 2x maal 5 is 10x. 5 maal 2x is 10x. En 5 maal 5 is 25. Minus. En nou moet ons minus hierdie hele stuk nou. So ek gaan daai hele stuk nou nog in 'n hakkie hou. Net sodat ek nie mekaar raak met die minus wat moet ingemaal word nie. Ok, 5x maal 5x, 25x kwadraat. 5x maal negatief 3 is negatief 15x. Negatief 3 maal 5x is weer negatief 15x. En negatief 3 maal negatief 3 is dan plus 9. Goed, nou gaan ons hierdie 4x kwadraat. 10x plus 10x is 20x. En 25 daar. Nou moet ons nog hierdie minus inmaal, maar kom ons vereenvoudig sommer eers binnekant die hakie. 25x kwadraat. Minus 15x is minus 30x. En dan plus 9. Nou moet ons nog hierdie minus gaan inmaal in daai hakkie. So 4x kwadraat plus 20x plus 25 minus 25x kwadraat plus 30x, want minus maal 'n minus maak 'n plus, en dan minus maal 'n plus is 'n minus, minus 9. Nou kan ons kyk wat kan ons by mekaar plus of minus. So die x kwadrate kan ons by mekaar plus. So 4x kwadrate minus 25x kwadrate is negatief 21x kwadrate. En dan het ons 20x'e plus nog 30x'e, dit is 50x'e. En dan 25 minus 9 is 16. Goed, so daar is vraag 4 afgehandel. Goed, ons is by vraag 5. So vraag 5 is faktorisering. Faktoriseer die volgende volledig. So hier kan ons sien, dit is 'n derde magsgetal, 8a tot die mag 3, nee, want 8 is 'n perfekte derde magsgetal, en a tot die mag 3 natuurlik ook. Want ons plus, so dis som, né? Som van twee derde magsgetalle. Want 27 is ook 'n perfekte derde magsgetal, en natuurlik b tot die mag 3 ook. So ons hierdie faktoriseer, ons begin met een hakkie, wat net 2 goed in het, en daai 2 goed is die derde magswortel van elkeen van hierdie terme. So die derde magswortel van 8a tot die mag 3 is 2a. Dan omdat jy 'n plus was, skryf ons weer 'n plus. Derde magswortel van 27b tot die mag 3 is dan 3b. En om die tweede hakkie te kry, kan ons die eerste hakkie gebruik. Ons kan eers sê, daai 2a, die eerste term, kwadraat, dis wat hier kom. Okay. So dit is dan 4a kwadraat. Dan vir die tweede term in die tweede hakkie, gaan ons sê ons vat die twee terme in die eerste hakkie en ons maal hulle met mekaar. En dit gee dan vir ons daai tweede term, 6ab. Maar wat belangrik is, die teenoorgestelde teken van die eerste hakkie. So dit gaan 'n minus wees hier in die tweede hakkie. En dan om die derde term te kry, vat ons die tweede term in die eerste hakkie, ons 3b, en ons kwadreer hom weer. Dan kry jy dit vir ons positief 9b kwadraat. En dis dit. Dan. Ok, vraag 5a gedoen. 5b. Hier kan ons sien, dis 'n kwadratiese 3 term. Nee, want dis x kwadraat plus x minus 6. So, daar is 'n kwadraat en daar is 3 terme. En meer belangrik as 'n kwadraat is dat hierdie eksponent dubbel daai eksponent is.
en dan dat hierdie laaste term net 'n konstante is. Dis ons weet is 'n kwadratiese 3-term. Hierdie is 'n bietjie meer interessant, want hier's nou 'n breek hier voor. En ons hou nie soveel van om breuke te werk nie. Of dis nie bad nie, maar kom ons sê as ons 'n breuk uithaal iewers, dan maak dit die res nog makliker. So kom ons sê ons haal die breuk eers uit. Ons deel alles met 'n derde. Ons mag dit nie net wegvat nie, maar ons kan dit uitfaktoriseer. So nou wat bly oor? As ons hierdie ding nou deel met 'n derde, dan bly daar x kwadraat oor. As ons 1 deel met 'n derde, bly daar 3 oor. En as ons negatief 6 deel met 'n derde, bly daar negatief 18 oor. Kom ons kyk miskien net gou of dit waar is. Ons maal uit 'n derde x kwadraat plus 'n derde maal 3 is 1, so plus 1x. En dan 'n derde maal negatief 18 is minus 6. Yes, hy werk. So ons het die derde reg uitfaktoriseer. Nou is die binnekant van die hakkie baie makliker om te doen. Nou dit is die derde uitgehaal. So nou kan ons sien hierdie is in aanhalingstekens die eenvoudige tipe kwadratiese 3-terms, want daar is nie 'n nommer voor aan die x kwadraat. Dit maak dit makliker. Dit beteken ons kan redelik straightforward sê dis twee hakies en ons begin met x. Want x maal x, x kwadraat. As er nou 'n nommer was soos 'n 6, dan moes ons nou besluit is dit 1x en 6x of is dit 2x en 3x en dis bietjie moeiliker. So by ons sit lekker, dis net x. Nou moet ons besluit op tweede kom in elke hakie gaan kyk ons na hierdie laaste term en die middelste een. Ons soek die laaste term, die konstante se faktoorparing. So wat kan vir ons 18 gee as ons dit maal? Dis of 1 maal 18 of 2 maal 9 of 3 maal 6. Dis al die opsies wat ons het. En nou as ons hierdie faktoorpare bymekaar plus of minus, moet dit vir ons hierdie middelste term gee, wat vir ons 'n plus 3 is, né? So hoe gaan ons plus 3 kry? Minus 3 plus 6 is gelyk aan plus 3. Perfect. So ons weet ons gaan hierdie invat. Kom ons maak dit verseker. So as ons hulle plus is dit reg en as ons hulle maal, minus 3 maal positief 6 is minus 18. Yes. So dit is presies wat ons wil doen. So dan kom ons net 'n minus 3 en 'n plus 6 in hierdie hakkie. En dan is ons klaar. Dan. Okay. En nou, miskien net gou om te wys ook, ek het gesien daar's 'n paar van julle wat in plaas van om 'n derde uit te haal net gesê het gedeel deur 3, wat presies dieselfde beteken. So kom ons skryf dit sommer net gou in 'n ander kleur hier, rooi dalk. Ons kon ook gesê het ons deel hierdie hele ding met 3. So gedeel deur 3 en wat bo is dan x kwadraat plus 3x minus 18. En dan het julle net gesê, okay, ons faktoriseer daai bokant in die x minus 3 en x plus 6 en nou die 3 in die onderkant. Dit is ook perfek. No problem. Goed, nommer C. Okay, so hier kan ons sien daar's net twee terme. Dis 'n 4x kwadraat minus en dan die tweede term is 'n bietjie groter, 49x plus 1 tot die mag 2. So dis 'n verskil, né? Minus is 'n verskil tussen twee vierkante. Perfekte vierkant daar, perfekte vierkant hier. So hy gaan ons dan doen deur om te sê dit is ook twee hakies. Een kry 'n plus en een kry 'n minus. En dan die vierkantswortel van die eerste term, so die vierkantswortel van 4x kwadraat is 2x. So hy kom eerste, dan die vierkantswortel van hierdie ding is 7 hakie x plus 1. 7 hakie x plus 1. Nou moet ons nou net die hakies vereenvoudig. So in die eerste hakie gaan ons sê 2x, dan moet ons 7 inmaal hierso. So plus 7x en plus 7. Tweede hakie, selfde tipe ding, 2x, minus 7 maal x is minus 7x, minus 7 maal 1 is minus 7. 2x plus 7x is 9x, en dan plus 7. In die ander hakie 2x minus 7x is minus 5x, en dan minus 7. En daar is ons antwoord. Goed, nou ons kon dit op 'n baie langer, moeiliker manier ook gedoen. En ek gaan dit ook gou vir julle wys, en ek het gesien 'n paar van julle het dit begin doen. Okay, so ons kan eers alles gaan uitmaak. Ons kan sê 4x kwadraat minus 49 en nou kwadreer ons die hakies. So die x plus 1 maal x plus 1 gaan vir ons gee x kwadraat plus 2x plus 1. Dis nou die hakie gaan kwadreer. Nou moet ons die minus 49 inmaal. So 4x kwadraat
minus 49x kwadraat minus 98x minus 49. Goed, nou die x kwadrate kan ons by mekaar plus, so dit gee vir ons minus 45x kwadraat minus 98x minus 49. Ok, so nou het ons 'n kwadraat met 3 terme. Ons sien ons het 'n minus daar aan die voorkant, so ek gaan dit dan uithaal. Eers 'n minus uithaal, want ek werk net makliker met positiewe getalle. So ons dit plus 98x plus 49. Ok, en nou moet ons hier die kwadratiese 3 term verder faktoriseer. Nou as ons hierbo gesien het, hierdie tipes as daar net 'n x kwadraat is aan die voorkant, soos net 'n 1x kwadraat, dan was dit nie so bad nie. 2 hakkies, straightforward, ons kan dit doen. Maar hoe meer faktore daar is, so hier is nou 45 en 'n 49, nou raak dit baie moeiliker. So hierso is nou waar ons dit heel moontlik makliker gaan doen as ons hierdie verander in groepering. En om dit te doen, gaan ons dieselfde tipe idee doen as die gewone kwadratiese 3 term. Maar ons gaan sê om daai nommer te kry, plaas maar ons net nou minus 18 gehad het, wat hier gestaan het, in die minus 18. Nou gaan ons sê dit is nie net minus 18 nie, maar die produk van hierdie 45 en die 49. So as ons die 45 maal 49, dan kry ons 2205. En nou moet ons gaan soek vir faktoorpare van 2205 wat vir ons 98 kan gee as ons plus of minus. So dis nou of 1 maal 2 205 of etc. Ons gaan 'n klomp goed toets. Eventually, en ek het dit nog klaar uitgewerk, gaan ons uitkom by 35 maal 63. En as ons hulle plus 35 plus 35 plus 63, dan kry ons wel ons 98. So dis wat ons wil hê. En as ons maal positief 35 maal positief 63, kry ons positief 2205. Perfek. Reg. So, ons gaan dan sê, ons skryf die 45x kwadraat oor, maar nou in plaas van die 98x, gaan ons hierdie skryf, plus 35x plus 63x. En dan skryf ons nog ons plus 49 by. So al wat ons gedoen het, ons het net hierdie stukkie, daai 98 vervang met 35x plus 63x. So dis 'n stelverding. En nou kan ons groepering doen. En groepering is vir ons makliker, né? So ons hou daai minus daar. Nou gaan ons kyk, hierso as ons hierdie bymekaar sit, daar kan ons dan nou 'n GGF uithaal van 5x. So 5x wat bly oor, by die eerste een is dan nou 9x, en dan hierso plus 7. As ons nou hierdie twee groepeer, hier kan ons uithaal 'n 7, en dan bly daar oor 9x plus 7. Goed. Nou, binne die hakie hierdie 9x plus 7 hakie, dit is nou ons GGF, ons common factor. So 9x plus 7, en wat oorbly as dit weghaal is 5x plus 7. Ok, en daar is ons antwoord. Ek kan seker net die buitenste hakie weghaal, aangesien dit onnodig hier nou is wat oorbly, so hierso is ons antwoord. En ons kan sien, dis dieselfde as daai, behalwe in die linkerkant, hier het ons minus 5x minus 7, hier het ons 5x plus 7. Maar ons kan as ons die minus daar gaan inmaal, dan sien ons dis dieselfde. So dit is completely valid. Jy kon ook by die linkerkant hier, as jy wou, kon jy gesê het, ek hou nie van die minus in die hakie nie, so, ek doen dit so. So, ek het gesê het, kom ons haal hierdie minus by hierdie hakie uit, sit hom al vooraan, 9x plus 7, en dan al wat oorbly is 5x plus 7 is. Presies dieselfde. Maar, ons hoef dit nie te doen, ons mag as ons wil. Ok, dit was dan vraag 5. Goed, ons is by vraag 5. So vraag 5 is faktorisering. Faktoriseer die volgende volledig. So hier kan ons sien, dit is 'n derde magsgetal, 8a tot die mag 3, want 8 is 'n perfekte derde magsgetal, en a tot die mag 3 natuurlik ook. Want ons plus, so dis som, som van 2 derde magsgetalle. 27 is ook 'n perfekte derde magsgetal, en natuurlik b tot die mag 3 ook. So ons hierdie faktoriseer, ons begin met een hakkie, wat net 2 goed in het, en daai 2 goed is die derde magswortel van elkeen van hierdie terme. So die derde magswortel van 8a tot die mag 3 is 2a. Dan omdat hier 'n plus was, skryf ons weer 'n plus. Derde magswortel van 27b tot die mag 3 is dan 3b. En om die tweede hakie te kry, kan ons die eerste hakie gebruik. Ons kan eers sê,
daai 2a, die eerste term, kwadraat, dis wat hier kom. Okay? So dit is dan 4a kwadraat. Dan vir die tweede term in die tweede hakie, gaan ons sê ons vat die twee terme in die eerste hakie en ons maal hulle met mekaar. En dit gee dan vir ons daai tweede term, 6ab. Maar wat belangrik is, die teenoorgestelde teken van die eerste hakie. So dit gaan 'n minus wees hier in die tweede hakie. En dan om die derde term te kry, vat ons die tweede term in die eerste hakie, ons 3b, en ons kwadreer hom weer. Dan kry dit vir ons positief 9b kwadraat. En dis dit. Dan. Okay, vraag 5a gedoen. 5b. Hier kan ons sien, dis 'n kwadratiese 3 term, nee, want dis x kwadraat plus x minus 6. So, daar is 'n kwadraat en daar is 3 terme. En meer belangrik as kwadraat is dat hierdie eksponent dubbel daai eksponent is. En dan dat hierdie laaste term net 'n konstante is. Dis ons weet dis 'n kwadratiese 3 term. Hierdie is 'n bietjie meer interessant, want hier's nou 'n breek hier voor. En ons hou nie soveel van om breuke te werk nie. Of is nie bad nie, maar kom ons sê as ons 'n breuk uithaal iewers, dan maak dit die res nog makliker. So kom ons sê ons haal die breuk eers uit. Ons deel alles met 'n derde. Ons mag dit nie net wegvat nie, maar ons kan dit uitfaktoriseer. So nou wat bly oor? As ons hierdie ding nou deel met 'n derde, dan bly daar x kwadraat oor. As ons 1 deel met 'n derde, bly daar 3 oor. En as ons negatief 6 deel met 'n derde, bly daar negatief 18 oor. Kom ons kyk miskien net of dit waar is, ons maal uit 'n derde x kwadraat plus 'n derde maal 3 is 1, so plus 1x, en dan 'n derde maal negatief 18 is minus 6. Yes, hy werk. So ons het die derde reg uitfaktoriseer. Nou is die binnekant van die hakkie baie makliker om te doen. Nou is die derde uitgehaal. So nou kan ons sien hierdie is in aanhalingstekens die eenvoudige tipe kwadratiese 3 terms, want daar is nie 'n nommer voor aan die x kwadraat. Dit maak dit makliker. Dit beteken ons kan redelik straightforward sê dis twee hakies en ons begin met x, want x maal x kwadraat. As er nou 'n nommer was soos 'n 6, dan moes ons nou besluit het is dit 1x en 6x of is dit 2x en 3x, en dis bietjie moeiliker. So by ons sit lekker, dis nou net x. Nou moet ons besluit op tweede kom in elke hakie gaan kyk ons na hierdie laaste term en die middelste een. Ons soek die laaste term, die konstante se faktoorparing. So wat kan vir ons 18 gee as ons dit maal? Dis of 1 maal 18, of 2 maal 9, of 3 maal 6. Dis al die opsies wat ons het. En nou as ons hierdie faktoorpare bymekaar plus of minus, moet dit vir ons hierdie middelste term gee, wat vir ons 'n plus 3 is, né? So hoe gaan ons plus 3 kry? Minus 3 plus 6 is gelyk aan plus 3. Perfect. So ons weet ons gaan hierdie invat. Kom ons maak dit verseker. So as ons hulle plus is dit reg, en as ons hulle maal, minus 3 maal positief 6 is minus 18. Yes. So dit is presies wat ons wil doen. So dan kom ons net 'n minus 3 en 'n plus 6 in hierdie hakie. En dan is ons klaar. Dan. Okay. En nou, miskien net gou te wys ook, ek het gesien daar's 'n paar van julle wat in plaas van om 'n derde uithaal net gesê het gedeel deur 3, wat presies dieselfde beteken. So kom ons skryf dit sommer net gou in 'n ander kleur hier, rooi dalk. Ons kon ook gesê het ons deel hierdie hele ding met 3. So gedeel deur 3 en wat bo is dan x kwadraat plus 3x minus 18. En dan het julle net gesê, okay, ons faktoriseer daai bokant in die x minus 3 en x plus 6 en nou die 3 in die onderkant. Dis ook perfek. No problem. Goed, nommer C. Okay, so hier kan ons sien daar's net twee terme. Dis 'n 4x kwadraat minus en dan die tweede term is 'n bietjie groter, 49x plus 1 tot die mag 2. So dis 'n verskil, né? Minus is 'n verskil tussen twee vierkante. Perfekte vierkant daar, perfekte vierkant hier. So hy gaan ons dan doen deur om te sê dit is ook twee hakies. Een kry 'n plus en een kry 'n minus. En dan die vierkantswortel van die eerste term, so die vierkantswortel van 4x kwadraat is 2x. So hy kom eerste,
nou die vierkantswortel van hierdie ding is 7 hakie x plus 1. 7 hakie x plus 1. Nou moet ons nou net die hakies vereenvoudig. So in die eerste hakie gaan ons sê 2x, nou moet ons die 7 inmaal hierso. So plus 7x en plus 7. Tweede hakie, selfde tipe ding, 2x minus 7 maal x is minus 7x, minus 7 maal 1 is minus 7. 2x plus 7x is 9x, en dan plus 7. In die ander hakie 2x minus 7x is minus 5x, en dan minus 7. En daar is ons antwoord. Goed, nou ons kon dit op 'n baie langer, moeiliker manier ook gedoen. En ek gaan dit ook gou vir julle wys, en ek het gesien 'n paar van julle het dit begin doen. Okay, so ons kan eers alles gaan uitmaak. Ons kan sê 4x kwadraat minus 49, en nou kwadreer ons die hakies, so die x plus 1 maal x plus 1 gaan vir ons gee x kwadraat plus 2x plus 1, as ons nou die hakie gaan kwadreer. Nou moet ons die minus 49 inmaal, so 4x kwadraat minus 49x kwadraat minus 98x minus 49. Goed, nou die x kwadrate kan ons by mekaar plus, so dit gee vir ons minus 45x kwadraat minus 98x minus 49. Ok, so nou het ons 'n kwadraat met 3 terme. Ons sien ons het 'n minus daar aan die voorkant, so ek gaan dit dan uithaal. Eers 'n minus uithaal, want ek werk net makliker met positiewe getalle. So dit is dit plus 98x plus 49. Ok, en nou moet ons hier die kwadraat se 3 terme verder faktoriseer. Nou as ons hierbo gesien het, hierdie tipes as daar net 'n x kwadraat is aan die voorkant, soos net 'n 1x kwadraat, dan was dit nie so bad nie. 2 hakies, straightforward, ons kan dit doen. Maar hoe meer faktore daar is, so hier is nou 'n 45 en 'n 49, nou raak dit baie moeiliker. So hierso is nou waar ons dit heel moontlik makliker gaan doen as ons hierdie verander in groepering. En om dit te doen, gaan ons dieselfde tipe idee doen as die gewone kwadraat se 3 terme. Maar ons gaan sê om daai nommer te kry, plaas maar ons net nou minus 18 gehad het, wat hier gestaan het, in die minus 18. Nou gaan ons sê dit is nie net minus 18 nie, maar die produk van hierdie 45 en die 49. So as ons die 45 maal 49, dan kry ons 2205. En nou moet ons gaan soek vir faktoorpare van 2205 wat vir ons 98 kan gee as ons hulle plus of minus. So dis nou of 1 maal 2205 of etc. Ons gaan 'n klomp goed toets. Eventually, en ek het dit nog klaar uitgewerk, gaan ons uitkom by 35 maal 63. En as ons hulle plus 35 plus 35 plus 63, dan kry ons wel ons 98. So dis wat ons wil hê. En ons wil maal positief 35 maal positief 63, kry ons positief 2205. Perfek. Reg. So, ons gaan dan nou sê, ons skryf die 45x kwadraat oor, maar nou in plaas van die 98x, gaan ons hierdie skryf, plus 35x plus 63x. En dan skryf ons nog ons plus 49 by. So al wat ons gedoen het, ons het net hierdie stukkie, daai 98 vervang met 35x plus 63x. So dis dieselfde ding. En nou kan ons groepering doen. En groepering is vir ons makliker, né? So ons hou daai minus daar. Nou gaan ons kyk, hierso as ons hierdie bymekaar sit, daar kan ons dan nou 'n GGF uithaal van 5x. So 5x wat bly oor, by die eerste een is dan nou 9x, en dan hierso plus 7. As ons nou hierdie twee groepeer, hier kan ons uithaal 'n 7, en dan bly daar oor 9x plus 7. Goed. Nou, binne die hakie hierdie 9x plus 7 hakie, dit is nou ons GGF, ons common factor. So 9x plus 7, en wat oorbly as dit weghaal is 5x plus 7. Ok, en daar is ons antwoord. Ek kan seker net die buitenste hakie weghaal, aangesien dit onnodig hier nou is wat oorbly, so hierso is ons antwoord. En ons kan sien, dis dieselfde as daai behalwe in die linkerkant, hier het ons minus 5x minus 7, hier het ons 5x plus 7, maar ons kan as ons die minus daar gaan inmaal, dan sien ons dis dieselfde, So dis completely valid. Jy kon ook by die linkerkant hier, as jy wou, kon jy gesê het, ek hou nie van die minus in die hakie nie, so, moet doen dit so.
So, ek het gesê, kom ons haal hierdie minus by hierdie hakie uit, sit hom al vooraan, 9x plus 7, en dan al wat oorbly is 5x plus 7 is. Presies dieselfde. Maar, so weet dit nie, ons mag as ons wil. Ok, dit was dan vraag 5. Alright, ons is by vraag 6. So hier word ons gevra om die volgende te vereenvoudig. So in vraag A het ons 'n breek, 3x minus 2 op 4x, minus nog 'n breek, 2x plus 1 op 3x. Nou om breuke te plus of minus, moet hulle dieselfde noemers hê. En hoekom is dit? Kom ons dink so raak. Kom ons praat oor vyfdes. Net so as ons kan hê 2 vyfdes plus 1 vyfde, en dan kry ons 3 vyfdes. Right, so dis dieselfde as om te sê 2 op 5 plus 1 op 5 is gelyk aan 3 op 5. Dis omdat ons vyfde het, dit is dieselfde tipe ding, né? Vyfdes. As ons nou gehad het 2 sesdes plus 3 kwarte, dan weet ons nie, dan kan ons nie sê dis 5 kwarte of sesdes of so iets nie, né? Dit moet dieselfde tipe ding wees sodat ons dit kan plus. Net so wat ons geleer het met algebra basics. Ons kan net plus wanneer dit dieselfde onbekend is met dieselfde eksponente is. So byvoorbeeld x, ons kan 'n x en 'n x plus, ons kan nie 'n x en 'n y plus nie, of 'n x en 'n y kwadraat nie. Goed, nou dit alles gesê, moet ons nou kyk, wat is die KGV, die kleinste gemene veelvoud, lowest common multiple van 4x en 3x. En dit gaan 12x wees. Dit is die eerste nommer wat 'n veelvoud is van 4x en van 3x. Ok, die linkerkant steen bo was 3x minus 2. Dis wat hy bo gehad het om mee te begin. En toe moes ons die 4x maal met wat om 12x te kry. Met 3, right. So dan moet ons die bokant ook met 3 maal, want ons het die onderkant met 3 gemaak. Minus, en hierdie kant het ons 2x plus 1 gehad, en ons moes die 3x maal met wat om 12x te kry? Met 4, yes. So dan moet ons die bokant ook maal met 4. Goed, kom ons maal uit. So 3x maal 3, dis 9x, en negatief 2 maal 3, dis negatief 6. Minus, en dan het ons 2x maal 4, dis 8x, en 1 maal 4, dis 4, op 12x. Ok, ek gaan hier langs die kant aangaan. So nou kan ons die bokant, moet ons op daai minus gaan inmaal. So ons het 9x minus 6, minus 8x, minus 4. Alles op 12x. En nou kan ons by mekaar tel, né? So ons het 9x'e minus 8x'e, en dit gee vir ons 1x. Dan het ons negatief 6 minus 4, en dit gee vir ons negatief 10. Onder het ons nog steeds ons 12x. Nou is hier niks meer wat ons kan verder plus of minus, of uitkanselleer nie, so daar is dan ons antwoord. Goed, vraag 6b. So het ons weer algebraiese breuke. So ons het hier 3x plus 4, en ons skryf dit oor die x, lyk amper soos 'n x eers. 3x plus 4 op x kwadraat. Dan het ons gedeel weer. Ons sê as ons breuke deel, wat dit makliker maak is, wanneer ons die deel verander in 'n maal, en ek gaan sommer net 'n kolletjie skryf vir die maal, en dan om die breuk om te draai, die tweede breuk in die regterkant. So ek gaan dit so lank doen. So nou wat ek al onder was, gaan ons bo skryf, en dis 2x tot die mag 3 minus 5x kwadraat. Onder gaan ons nou skryf wat bo was, en dit is 6x kwadraat minus 7x minus 20. Goed, nou moet ons oral faktoriseer waar ons kan, sodat ons kan begin uitkanselleer. Nou die 3x minus 4, daar kan ons niks faktoriseer nie, hy is klaar eenvoudig. X kwadraat is klaar net een term, so ek kan obviously nie faktoriseer nie. Dan die bokant, 2x tot die mag 3 minus 5x kwadraat. Daar sien ons kan 'n x kwadraat uithaal as 'n GGF, 'n common factor. Dan bly daar oor 2x minus 5. Nou aan die onderkant, hierdie is 'n kwadratiese 3-term. So wat hom interessant maak, is ons het nommer voor die x kwadraat en 'n nommer agter. So dit maak dit die bietjie moeiliker tipes. So mense kan dit nou probeer doen so om te kyk, ons het die faktore van 6, en dan die faktore van 20, 4, 5, en dan criss-cross multiply ons kyk wat werk. En vir van ons is daai die maklikste manier, en dis vinnig, en ons is goed daarmee, maar ek gaan vir ons die ander manier doen. Ek gaan sê, kom ons verander dit weer in groepering, want ek dink groepering is vir meeste mense makliker op die einde.
dan hoef ons minder kombinasies te toets. Of ten minste op minder maniere. So wat ons nou gedoen, ons gaan weer sê, hierdie 6 maal die minus 20, dit gee vir ons minus 120. Nou die enigste deel wat nou 'n bietjie werk vat, is om nou die faktoorpare van 120 te kry, of te soek wat vir ons weer 'n minus 7 kan gee. Nee, so dis of 1 maal 120, 2 maal 60, 3 maal 40, 4 maal 30, goed, ek skryf maar 30 hierso, 5 maal 24, 6 maal 20, 7, 8 maal 15. Oké, en dan 10 maal 12. Maar 8 maal 15 is dan wat gaan werk vir ons, né? Want ons soek 'n minus 7, soos daar gesien het daar links. So minus 7 te kry kan ons sê plus 8 minus 15. Dit is gelyk aan minus 7. Yes. En positief 8 maal negatief 15 is negatief 20. Dit werk ook uit. Perfect. So nou gaan ons daai oorskryf. Ek gaan sommer, kom ek doen hierdie faktorisering in rolwerk hierso, sodat ons hier onder kan aangaan met die actual gefaktoriseerde deel. So 6x kwadraat, maar dan in plaas van die minus 7x, gaan ons skryf hierdie, né? Die plus 8x minus 15x en dan minus 20. En dan kan ons weer groepeer doen. So weer eens al wat ons gedoen het hier, ons het net daai stukkie, daai minus 7x, het ons net vervang met 8x minus 15x. Oké, kom ons groepeer. Daai saam, daar kan ons 2x uithaal, en dan bly daar oor 3x plus 4. Hier kan ons minus 5 uithaal, en dan bly daar oor 3x plus 4. Maak dit vir jouself seker, minus 5 maal 3x is minus 15x, minus 5 maal 4 is minus 20. Yes, dit werk. Oké, so nou is hierdie hakkie ons GGF, ons common factor, so dan kan ons dit uithaal, 3x plus 4, en wat oorbly is dan die 2x en die minus 5. Oké, so dis nou wat hier onder kom as ons gefaktoriseer het. So as ons daai stukkie faktoriseer, dan kry ons hierdie 3x plus 4 en die 2x minus 5. Great. Ons maak dit so. Nou kan ons begin uitkanselleer, hè? Dis een term. So x kwadraat kanselleer uit. 3x plus 4 kanselleer uit met die 3x plus 4. En die 2x minus 5 kanselleer uit met die 2x minus 5. En al wat oorbly dan is niksie. So dis 1, né? Want ons het iets gedeel deur homself basies. So dis net 1. Perfect. Goed, en dan nommer C. Dit is weer vereenvoudig. So hier sit ons weer 'n breek, maar nou is ons onbekendes in die eksponente. So 'n bietjie anders. Elke vraag is net so 'n bietjie anders as die ander. 2x plus 2 plus 2 tot die mag x. Nou ons het verskillende goed wat ons hier kan doen. Ons kan eers alles priem faktoriseer, of ons kan eers net gewone faktoriseer. Kom ons begin eers net met gewone faktoriseer. So kom ons sê bo. So ons nou hier na hierdie boonste deel kyk. Daar kan ons 4 tot die mag x uithaal as 'n GGF, as 'n common factor. 4 tot die mag x. Wat bly oor? 1 plus 4 tot die mag minus 1. So ons het die 4 tot die mag x uitgehaal, so dan bly nog oor 4 tot die mag minus 1. Kom ons check net gou weer. Hoekom? As ons 4 tot die mag x maal 4 tot die mag minus 1 doen, dan sê ons eerste wet wat ons geleer het van eksponente vir ons grondgetalle is dieselfde en ons maal, so dan plus ons die eksponente. So x plus negatief 1. Nou as dit net in reverse doen, dan sien ons dit word 4 tot die mag x maal 4 tot die mag minus 1. So as ons hierdie een weghaal, wat bly oor? 4 tot die mag minus 1, hè? Okay, so net om te wys hoe dit so werk vir die wat dalk gedink het ons moet die 4 op 'n manier weghaal en dan nie meer 4 oorbly nie. Okay, onderkant. Daar kan ons dieselfde ding doen. Dan kan ons 'n 2 tot die mag x uithaal en wat oorbly is 2 tot die mag 2 vir dieselfde rede as om die 4 tot die mag negatief 1 oorgebly het bo en dan plus 1, hè? Want 2 tot die mag x gedeel deur 2 tot die mag x is 1. Goed, nou het ons 4 tot die mag x gedeel deur 2 tot die mag x en hierdie kan ons net uitwerk, hè? Dis net 'n nommer. Maar miskien, okay, kom ek doen dit nog steeds bo en onder apart. So bokant 1 plus 4 tot die mag negatief 1, dit gee vir ons basies 4 op 4 plus 1 op 4, dis 5 op 4, né? Onderkant 4 plus 1 is 5. Okay, nou kan ons sê, kom ons gaan weer die kant aan. So nou kan ons sê, ons kan hierdie op 'n sakrekenaar kom dit deel. Wat kry ons as dit deel? 5 op 4 gedeel deur 5 gee vir ons 1 op 4.
Nee, so kom ons skryf eers 4 tot die mag x op 2 tot die mag x. En dan, so 5 tot die mag 4 gedeel deur 5. Nee, ons kan sê 5 op 4 maal 1 op 5 dan kanselleer uit, dan kry ons 1 op 4. So hier is nog 1 op 4 oor. Jy kan dit so skryf, of jy kan dit so gaan skryf en net die 4 onder skryf, dit is ook fine. Ok, en ek dink hierdie sal fine is om dit so te skryf, of ons kan dit nog vereenvoudig, ons kan sê, wel al hierdie goed is nog steeds magte van 2, nee? So, kom ons vereenvoudig dit nog so 'n bietjie net om te wys ons kan. So 4 tot die mag x word op 2 kwadraat tot die mag x, so 2 tot die mag 2x, hierdie is 2 tot die mag x onder, en 4 is 2 tot die mag 2. So nou kan ons sê, grondgetalle is dieselfde, so kom ons die bokant kan ons eers net so hou, en onder kan ons dan sê, grondgetalle is dieselfde, en ons maal, dan plus met die eksponente, so x plus 2. En dan laastens kan ons sê, ons deel in die grondgetalle is dieselfde, so dan kan ons sê, dis die boonste eksponent, 2x minus die onderste eksponent. En dan net dit vereenvoudig. So 2x minus x is x, en dan minus plus 2 is net minus 2. So 2 tot die mag x minus 2. Dit is 'n mooi eenvoudige finale antwoord. Ok, ons kan ook van hier af, kom ons sê gou alternatief, van hier af kom ons sê, ons kan miskien die 4 nog saam sit, so hier is ons nou 4 tot die mag 1 daar, nee. Dan kan ons sê, dis 4 tot die mag x, bokant minus onderkant, en aan die onderkant, dit is nog steeds 2 tot die mag x, so daar is nou ook dan fine gewees het. En ons paar maniere ons dit kan los. Ok, dit was dan nou vraag 6. Alright, vraag 7. So nou moet ons oplos vir x. Eerste vraag het ons dan 'n kwart x tot die mag 2 op 3 is gelyk aan 9. Ok, ons wil hierdie stukkie op sy eie kry, hè? Ons onbekende deel. So hoe gaan ons daai kwart wegkry? Wel, ons kan deel met 'n kwart aan albei kante, of maal met 4, dieselfde ding. So ek kom ons sê, ons maal met 4. X tot die mag 2 op 3 is gelyk aan 9 maal 4, 36. Kry. Nou, moet ons gesê, hoe gaan ons nou hierdie 2 op 3 ontslaa af? Wel, een ding wat ons kan doen, ons kan miskien kyk, gaan hierdie kant dalk dieselfde eksponente gee as ons op 'n manier priem faktoriseer? So kom ons kyk, 6 tot die mag 2 op 3, en dan kry ons vir die regterkant, ons kan sê 6 kwadraat, ok, dis nog die priemfaktore nie, ons kan miskien sê, as ons dit priem faktoriseer, onder daai shift factor op die calculator, dan gaan ons kry, dis 2 tot die mag 2 maal 3 tot die mag 2. Ok, ons kan dit doen. Maar ons sien ons het nog steeds nie eksponente wat dieselfde is, of grondgetalle wat dieselfde is. So hier, ek sal sê, kom ons doen dan net dit. Kom ons hou dit as 'n 36, en dan sê ons die volgende. Ons los dit net daar, dan sê ons gaan nou al twee kante tot die mag 3 op 2 sit. Tot die mag 3 op 2. En hoekom? Want, as ons nou dit doen, ons maal ons nou hierdie met mekaar. 2 op 3 maal 3 op 2. Dan kanselleer alles net uit, né? 2, 2, 3, 3, so dan is net x oor. Dis presies wat ons soek. So nou het ons net x is gelyk aan, en nou kan ons sommer hierdie op die stakrekenaar doen, né? So 36 tot die mag 3 op 2. En dit gee vir ons 216. Miskien kan ek net gou sommer wys ook hierso, ons doen dit sommer blou. Daar is 'n weird kleur. Hoe doen dit rooi dan? Hierso. Ons kan ook gesê het 36 is nou 2 tot die mag 2 maal 3 tot die mag 2, né? En as ons dit nou gesê het tot die mag 3 op 2, 3 op 2, dan sal ons gekry 2 tot die mag, en dan die 2 en die 2 kanselleer uit, so 2 tot die mag 3 maal, en dan 3 dieselfde ding, die 2 en die 2 kanselleer uit, so 3 tot die mag 3. En 2 tot die mag 3 is 8, 3 tot die mag 3 is 27, en 8 maal 27 is ook 216. So ons sien ons kom by dieselfde uit. Of jy dit eers gepriemfaktoriseer het of nie. Maar priemfaktorisering is 'n baie goeie gewoonte om aan te leer. Ok, x is 216, dit is ons antwoord. Goed, nommer B. Die eksponente goeders, 2 tot die mag 3x plus 2 plus 8 tot die mag x plus 1 is gelyk aan 48. Ok, so hierdie eerste term
Hy is klaar priemfaktor vorm. So kom ons los hom net. So 2 tot die mag 3x plus 2. Nou die 8 kan ons sê dis 2 tot die mag 3, né? En normaal is dit 3 met die x plus 1, so 3x plus 3 is gelyk aan 48. Okay, nou kan ons faktoriseer. So ons kan 2 tot die mag 3x uithaal by elke term. Skryf dit net gou oor, 2 tot die mag 3x. Wat bly oor? As ons die 2 tot die mag 3x weghaal, onthou die 2 val nie weg nie, ons het nog steeds 2 tot die mag 2 dan oor, plus, daai wegval, dit is nog 2 tot die mag 3 oor, is gelyk aan 48. Okay, 2 tot die mag 3x, en nou hierdie as ek dit uitwerk, dis 4 plus 8 is 16. Nou kan ons al twee kante deel met 16, so dan kry ons 2 tot die mag 3x is gelyk aan 48 deel deur 16 is, sorry, is 12, nie 16 nie, jammer, lieg ek vol, so 4 plus 8 is 12, nie 16 nie, jammer vir daai, 48, so 2 tot die mag 3x is dan gelyk aan 48 deel deur 12 wat 4 is. Okay, nou is ons amper klaar, so links het ons 2 tot die mag 3x, en 4 kan ons oorskryf as 2 tot die mag 2. Grondgetalle is dieselfde, dus kan ons sê ons eksponente is ook gelyk. En dan deel al twee kante met 3, en dan ons x is 2 op 3. Perfect. Goed, dan vraag C, die laaste een vir nommer 7. 7C. Okay, 7C, het ons 9 tot die mag x, ek gaan dit so lank oorskryf as 3 kwadraat tot die mag x, né? So 3 tot die mag 2x. Minus 12 maal 3 tot die mag x, plus 27 is gelyk aan 0. So hierdie is weer 'n kwadratiese 3 term, want ons sien ons het 3 terme, en ons sien die een eksponent is dubbel die ander eksponent. Net soos wat ons al vroeër gehad het, né? Okay, oeps, is gelyk aan 0. Wat die liefde veel goed. Goed, nou kan ons, okay, vir party van ons gaan dit nou makliker wees om die K-metode te gebruik. So, ek gaan sommer eers die K-metode doen. Kom ons kies, wat se kleur sal ons kies? Ek gaan snaakse kleure hê. Sien nie? Dit is alles dieselfde. Okay, kom ons kyk hom nou. So ek gaan sê, laat K gelyk wees aan 3 tot die mag x. Nee. Nou of dit nou K is of smiley face, actually, kom ons doen dit. Kom ons maak dit smiley face, net sodat ons nie sien die K beteken iets spesifiek nie. Smiley face gelyk wees aan 3 tot die mag x. Okay. So nou gaan ons sê, in plaas van 3 tot die mag x, gaan ons sê dis smiley face kwadraat minus 12, en 3 tot die mag x weer eens is smiley face, plus 27 is gelyk aan 0. Nou kan ons faktoriseer, kwadratiese 3 term. 2 hakies is gelyk aan 0, ons weet dis smiley face en smiley face. Smiley face is lelik, hè? Gaan ook oorteken. Dis seker waar 'n letter ook beter is, dat mens dit net so kan doen. So, die 27 moet ons nou die faktore gaan kry voor, en dit is dan of 1 maal 27 of 3 maal 9. En nou moet ons kyk, hoe gaan ons by minus 12 uitkom? Dit gaan wees minus 3 minus 9 is gelyk aan minus 12. Okay, so minus 3 en minus 9. En nou weet ons, as iets maal iets 0 is, dan beteken dit of die een hakkie moet 0 wees. Dis die enigste manier ons 0 kry, né? As een van die twee nul. So smiley face minus 3 is gelyk aan 0, of smiley face minus 9 is gelyk aan 0. So dan kry ons smiley face is gelyk aan 3, of smiley face is gelyk aan 9. Right, maar ons het gesê smiley face is eintlik 3 tot die mag x. So nou moet ons die smiley face weer replace met 3 tot die mag x is gelyk aan 3, of 3 tot die mag x is gelyk aan 9. So hierso grondgetalle is dieselfde, dus kan ons dan sê eksponent links is gelyk aan eksponent regs. Of hierso 3 tot die mag x is gelyk aan 9 is 3 tot die mag 2. So grondgetalle is dieselfde, né? 3, 3. So dit beteken weer eksponent links is gelyk aan die eksponent regs.
So 2. So hier is dan ons finale antwoord. X is 1 of X is 2. En ons kan dit ook doen het sonder om die K-metode te gebruik, of die smiley face metode. Ons kan dit direk gesê het, ons weet in plaas van smiley face is 3 tot die mag X. So ons kon van hier af 3 tot die mag 2X, minus 12 maal 3 tot die mag X, plus 27 is gelyk aan 0. Hier kan ons gesê het, okay, 2 hakies, en dan sê ons dis 3 tot die mag X, 3 tot die mag X. En faktore van 27, weer eens of 1 maal 27 of 3 maal 9, ons kort te minus 12, soos gesê, minus 3, minus 9, minus 3, minus 9. So sien, dis eintlik bietjie vinniger, en as die probleem is, partykeer dink mense, ons hierdie nou 3 tot die mag X is, dan dink hulle, ons moet nou 3 maal 27 om iets met daai te doen. En dis waar die K-metode of die substitusie metode bietjie help. Maar as jy fine is hiermee, obviously is dit fine. Dan kan ons sê weer eens, hierdie moet 0 wees, 3 tot die mag X minus 3 is 0, of 3 tot die mag X minus 9 is 0, en dit beteken dat 3 tot die mag X is gelyk aan 3, oeps, 3, nie 1 nie, daar gebruik ek nie vooruit. Dit beteken, exponent links is gelyk aan exponent rechts. Of, hier so 3 tot die mag X is gelyk aan 9, maar 9 is eintlik net 3 kwadraat, daarom exponent links is gelyk aan exponent rechts. So dit is ons finale antwoord. Goed, dan het ons net vraag 8 oor. Goed, vraag 8. So hierso sê hulle vir ons, die onderstaande reghoek het 'n breedte van 2 tot die mag X plus 4 en 'n hoogte van 2 tot die mag X minus 4. Daar sien ons dit, hè. Indien die oppervlakte van die reghoek 240 is, bereken X. Okay, so die oppervlakte is 240. Goed, nou, sê hoe werk ons oppervlakte van 'n regstek? Dit ken ons al van altyd af, né? Lengte maal breedte, so 2 tot die mag X plus 4 maal 2 tot die mag X minus 4 is gelyk aan 240. En nou maal ons die hakies uit, daai maal daai, so grondgetalle is dieselfde, dan plus ons die eksponente, né? So X plus X is dan 2X. Dan sê ons 2 tot die mag X maal negatief 4, so dis minus 4 maal 2 tot die mag X, hier kry ons dan plus 4 maal 2 tot die mag X, en hier kry ons dan minus 16. Is gelyk aan 240, so hierdie kanselleer uit in die middel, hè? Daar gee vir ons 0. Oeps. Hierdie gee vir ons 0 as ons hierdie middelste deel, dit gee vir ons 0. Ok, so dan is 2 tot die mag 2X minus 16, want hierdie kanselleer uit. Kom op net dit, sê dit kanselleer uit. Is gelyk aan 240. Nou vat ons hier minus 16 oor. Dan kry ons plus 16, 240 plus 16 is 256. Dan doen ons aan al twee kante priemfaktore. So 256 is dieselfde as 2 tot die mag 8. Grondgetalle is dieselfde. Dus kan ons sê eksponent links is gelyk aan die eksponent regs. En dan deel ons deur 2 en ons kry X is 4. Daar is ons finale antwoord. En dit was die toets.